'n Dominee Satanis en 'n psigiater loop by 'n podcast. En nee, dis nie 'n grappie nie, dis episode 2 van Realisties. Onthou om te klik, share, subscribe en vir al jou maatjies te vertel. Maar eers 'n vinnige intro. En dis wat ons begin met 'n realiteitscheck. Nou jy sal heel moontlik gehoor het Satanis en toe jy so half op jou perdjie soos in die ou dae toe die voortrekkers al oor die Drakensberg is. Want hierdie week het ons gesien in die rapport wat hulle bietjie van 'n ek weet nie of hulle dit sien as 'n fout nie, want nog steeds baie mense het gereageer het op en by Realisties moet ons hierdie goed praat is dat 'n Satanis het vir Ernst Roots hulle aangevat oor hulle giftige rasteorie en almal het gereageer daarop en nou sit jy met hierdie ding van wat sê geweer ja as wie het wat Satanis soos en ons sit nou met hierdie storie en hy is wel bekend as 'n groot stem in die satanistiese kringe. Dit is nogal 'n moeilike ding as jy nou begin ewe skielik as ons in die pot gooi episode 2 van Realisties en ons sê hierdie tipe woorde ja sies en nou 'n baie belangrike ding is dat as ons kyk na die term Satanis is dit nie soos 'n paar jaar terug wat ons altyd gekyk het. Die ouens wat sê hulle Sataniste is nie ouens wat sekere goeders opoffer en nie, maar hulle is ouens wat bietjie anders dink. Hulle is ouens wat dink aan jou eie keuse, jou eie vrye wil en dit dan so doen in hierdie spesifieke Satanis is 'n groot stem op TikTok. Ek weet in COVID se tyd het hy baie lives gehad wat klomp goed gesê het en hy het baie debatte met mekaar gehad en regtig intelligente ouetjie. Hy het 'n graad as ek reg het in religieuse studies. Maar almal het nou wild en wakker gegaan want ons weet ook die storie van AfriForum wat Amerika toe gegaan het en gesê het luister, hier's probleme. So daar's hierdie geveg aan die gang en almal is besig om hulle stemme in te ruk en ewe skielik pop hierdie groot nuus ding uit en almal share dit van hier sê 'n Satanis die volgende en swat hy nog hier of gee hier klas of is hy affilieer met hierdie kerk en ewe skielik boem. En hier is waar ons nou moet dink, hoe dink ons oor hierdie want dit sal nou definitief 'n braai gesprek wees is dat 'n Satanis. Ouens, is daar nog van hulle? Wat doen hulle in die middel van die aand? En hier is waar ons reaksie baie belangrik is. As gelowige en hoe jy in die wêreld ingaan en hoe jy jouself uitbeeld is verskriklik belangrik. En baie keer wat ons doen is ons het 'n reaktiewe geloof wat nie eintlik veronderstel is om so te wees nie. Wat dit beteken is dat ons sien iets gebeur. Ons sien hier was 'n Satanis nou op die rapport gewees en gits wat gaan ons nou doen? As gelowiges gaan ons wat se uitspraak maak en is altyd gevaarlik. Want ons is nie noodwendig so belese soos ons moet wees nie en ons trap met ons voet in 'n gat en ons sien dit verskriklik baie en veral by Tristan wat wel bekend is met hierdie tipe debatte. Jy kry op sy TikTok lives ouens wat opkom en dan wil sê die Here is lief vir jou en begin dit goed en dan ewe skielik trap hulle so vinnig in 'n lokval in dat dit ons geloof baie sleg laat lyk. Eerlikwaar. Nou ek stem saam die woord en as iemand vir my sê hulle is 'n Satanis maak my baie ongemaklik want daar is iets wat sê maar luister daar is 'n liefde daar buite wat soveel omgee vir jou dat jy nie dit hoef te doen of daardie rigting hoef te gaan nie en dit sê ook dat ons geloof moet eintlik so die liefde uitgebeeld het dat iemand nie hoef te sê dat weet jy wat ek gaan hierdie drastiese denke in my lewe inbring en dan assosieer met nie want onthou hulle sê nie hulle glo in Satan nie maar hulle assosieer met 'n sekere leefwyse van om te jouself te wees, tot die uiterste van jou vermoë. En hoe reageer ons dan teenoor dit? Maar ek dink die groot ding is, en dit is miskien 'n kontroversiële idee, is om nie te reageer oor dit nie, maar om te wees. En dit is baie keer moeilik vir ons almal, om net te wees en nog steeds te wees wie jy is, want om te wees wie jy is eintlik wat die Here van jou verwag. Ter alle tye wees wie jy is en lewe dan dien ooreenkomstig, dat as enigiets gebeur, jy nie reageer nie, maar jy aktief besig is om te leef. En is een van die goed wat ons baie keer foute oor maak is om te dink dat ons moet nou hierdie volgende ding doen en die Here sê, wow, ek het jou nooit soontoe gestuur nie. Want wat gebeur is, jy gaan soos een van die mense wees wat op 'n straathoek staan en uitskree en die mense gaan meer 'n grap van jou maak en dis nooit wat ons geloof veronderstel was om te wees nie. Is om te sê dat weet jy wat, ons glo in liefde, ons glo in Jesus Christus, ons glo dat hy ons almal geskape het en as jy nou lang hare het of 'n kort baard het of maak nie saak wat dit is nie, dat daar is so 'n wonderlike plek vir jou hier. Maar hier is sekere waarhede en moenie net enige plek waar jy kan 'n fight gaan piek nie. Maar gaan en wees baie naby aan die Here in sulke omstandighede, spandeer tyd in sy woord en vra maar in enigiets wat ek nou gaan doen is dit as gevolg van dit is wie ek is en wie die Here my geskaap het om te wees of is dit ek is nou lus om bietjie drama te maak. So
versigtig. As jy dit gaan lees, dit is op die rapport en jy sal op Facebook as jy dit gaan soek, daar is 'n horde storie van dit. Maar gaan dink bietjie oor dit. Hoe laat daai term Satanis jou voel en weer eens dis nie Satan aanbidders nie, dis ouens wat in 'n sekere gedagteproses glo. En hier is dit vir my interessant want dit is nie eintlik eers die storie wat belangrik is nie, maar dit gaan oor rasisme eintlik. Maar die storie is nou ewe skielik vir kerke inkom en alles en ek sê, weet jy wat ouens, lewe wat jy moet lewe, leer wat jy moet leer. As Christene het ons daai verantwoordelikheid en dit sal die impak maak, dit sal die invloed in ouens se lewens maak dat dit sulke goeders nie hoef te bestaan nie, want ons is tog 'n groter liggaam van Christus. En as ons nou praat, terwyl ons besig is oor die kerk en oor satanisme, is dit dan miskien 'n goeie tyd om nou oor te skuif na kerk toe, want dit is tog wat ons mee besig is, om te sê dat in al die stories wat in die gang is daar goed in die kerk oor aan die gang, en dis hoekom ons in die volgende deel ingaan waar ons met Dominee Dubois du Toit praat. Daar sien dan hier, vir die eerste keer, die heel eerste gas wat ek dan hier by Realisties het, is dan nou Dominee Dubois du Toit, as julle nie vir Dominee Dubois du Toit ken nie, hy is leraar hier by NG Suiderhof gemeente, en hy was deel van die hele NG Kerk Algemene Synode se gesprek van Namibië, wat dan nou uitbeweeg uit die Algemene Synode van Suid-Afrika af. Ons het daarin geraak. Eerstens baie welkom Dominee Dubois du Toit. Dankie pastoor Rias Oberholzer. Ag, is wonderlik. Amper raak jy daar vas. Jy mag nie dit doen nie. Dis 'n nee. En ons wil nou 'n bietjie dieper in dit ingaan en ek sê vir jou baie dankie dat jy hier is, maar hier is eintlik waar jy werk. Ja, hierdie was my kantoor geweest, dis nou studio. Ons is baie dankbaar. Dis 'n groot plesier. En Dubois het ook dan nou ook 'n YouTube kanaal, Dink Bybels, wat ons almal dink belangrik is. Soos ek laasweek gesê het, lees jou Bybel, dit is belangrik. En bid elke dag. Ja, dit is ook, inderdaad, jy moet 'n gesprek voer. En nou, jy was by die vergadering, jy het hard gewerk vir 93 jaar om hierdie ding op die tafel te sit, maar ons normale mense wat meestal net Netflix kyk, verstaan nie 100% wat dit nou beteken nie. So, ek dink die twee groot vrae is dan nou, wat het eintlik gebeur by die Algemene Synode van die NG Kerk van Namibië, dis 'n lang term, en dan hoekom is dit belangrik? Hoekom moet ons omgee? Daai is ek dink die grootste soos kernbeginsel, en wat ons kyk na is die liggaam van Christus. Dis nie net 'n NG ding nie, dit is as so iets gebeur in die liggaam van Christus, is dit 'n belangrike oomblik, en wat het gebeur? Ja, so ek dink is belangrik dat jy sê kom ons wegspringplek is die liggaam van Christus. Yes. Op die ouend is denominasies is 'n uitdrukking van die liggaam van Christus, maar dit is nie die liggaam van Christus alleen nie. Nee. Ons glo ons is deel van die kerk van Christus reg oor die wêreld, interdenominasioneel. So hoe ons kerkstelsel werk is op hierdie stadium is ons kerkordelik onafhanklike kerk, die NG Kerk in Namibië. Ons het in 1962 lank nadat die NG Kerk van Namibië 'n gevestigde kerk was, het ons deel geraak van die Algemene Synode in Suid-Afrika. So ons was een van die 4 stigter synodes geweest. Wat beteken synode? Synode is die Griekse woordjie synhodos, saam op pad. Oh. So dis eintlik om te sê ons is saam op pad. Okay. Ons het 'n verband, ons het 'n verbintenis aan mekaar. Maar uit die 4 synodes uit na 1962 het daar nog 6 ander synodes ontstaan. So ons is op die ou end toe 10 onafhanklike kerke in eie reg, ja. Die NG Kerk nie, Vrystaat NG Kerk in Wes-Kaap, Oos-Kaap, Noord-Kaap, 10 onafhanklike kerke, wat ons dan ook synodes noem, wat met mekaar 'n verband het, en daardie verband noem ons die Algemene Synode. Die Algemene Synode het van elkeen van die synodes af 'n klomp wat ons noem lekker kerktaal kompetensies ontvang. So werk wat hulle namens ons doen. En van klink soos 'n slegs jou kompetensie. Jou kompetensie man. En onder andere was dit dan nou goed rondom navorsing, Bybelvertaling, liedboek, publieke getuienis, sulke tipe goed, teologiese opleiding, predikante sake en so aan. Ons gesê hanteer dit asseblief namens ons. Okay. En as 'n hub om al hierdie goed dan nou vir die 10 onafhanklike NG Kerke te hanteer. En rondom beleidmakende prosesse het ons in die laaste 20 jaar het daar kontroversie in die kerk begin ontstaan. So 2002 het daar 'n verslag verskyn van die Algemene Taakspan Leer en Aktuele Sake, so lekker Atlas vir afkorting, wat basies afgestap het, wat baie van ons gevoel het afgestap het van hoe ons as gereformeerdes en ook histories Christelik die Bybel beskou het.
baie sterk gefokus op die menslike karakter van die skrif. Daar's foute in, daar's historiese foute en dit is baie meer die mens se ervaring van die goddelike. En ons leer daaruit, maar ons kan ook daaraan deelneem. Amper so half die idee dat die kanon nie afgesluit is nie. Dit staan nou nie daar nie, maar dis waarop dit neerkom as jy dit nou na sy logiese gevolg So dis nie net, want dis die groot ding, dis nie net die gay gesprek, die homoseksualiteit, dit is... En dis wat ons die heeltyd bly sê, want die media hou ons nou maar so 'n bietjie daarvan om sensasie te dryf, maar hierdie ding kom al van 2002 af, baie sterk, en die begin daarvan was, ons het ons gereformeerde skrifbeskouing verloor. En wat die gevolg daarvan was in 2002, 2007 het daar vir die eerste keer 2 verslae op die tafel van die algemene sinode geland. Een vir die aanvaarding van homoseksuele verhoudings, een teen die aanvaarding van homoseksuele verhoudings. Hulle toe nou, dit was die minderheid verslag, toe is daar gekies vir die een teen homoseksuele verhoudings, maar die ander een het nog steeds gedien as 'n riglyn. En toe, nou kan jy sien, die kom ons sê, die afdraande pad van die ontkenning van 'n gereformeerde skrifbeskouing. 2011 was daar besluit dat 2011-2013 rond, dat ons hoef nie meer baie spesifiek iets te glo oor die bose nie. Elkeen kan glo soos wat hy wil, die duiwel is 'n persoonlike wese, of dis maar net 'n metaforiese verwysing na die boosheid wat in elke mens is. Ook daai tyd was daar so 'n verslag waar goedgekeur was dat dis 'n meer komplekse saak as net moenie buite die huwelik seks hê nie. Jy weet, mense het vir verskeie redes seksuele verhoudings buite die huwelik. Hulle wil dalk toets of hulle compatible is, want hulle ag die huwelik baie hoog. Jy weet, so klomp goedjies rondom dit, en toe is daar ook goedgekeur van die algemene sinode af. Ons kan nie meer net sê nee nie, so handel volgens jou gewete as jy wil voor die huwelik seks hê. 2015 dis hoe ons die pad gestap het tot by 2015 die eerste keer die goedkeuring vir homoseksuele verhoudings. Toe is natuurlik in 2016 omgekeer met 'n spesiale sinode sitting, en toe is die kerk hof toegevat deur 11 lidmate wat gesê het die 2016 besluit wat 2015 omgekeer het is nie geldig nie, en die hof het die saak toegestaan aan die 11, en toe in 2019 is dit toe weer herbevestig. Elkeen kan self besluit hoe hulle oor selfde geslag verhoudings voel. Ons wil graag vir almal geleentheid gee om volgens hulle gewete te handel, so predikante wat hulle weg oop sien, kan mense van dieselfde geslag trou, en predikante wat nie, hoef nie. Nou, dis 'n onmoontlike situasie binne in 'n kerkgenootskap soos die algemene sinode, want een kerk in die straat af sê dis reg, die ander kerk in die straat op sê as jy hier kom in 'n selfde geslag verhouding, ons plaas as jy onder tug. Jy weet, dit kan mos nie werk nie. En toe in 2003 en toe na 2019 het daar 'n groep ontstaan in Namibië, Sola Scriptura, en baie sterk kapsie gemaak teen die rigting wat die algemene sinode veral rondom selfde geslag verhoudings ingeslaan het, maar rondom die 20 jaar wat voor dit gekom het se geskiedenis. En toe het ons in 2022 ons eie sinode sitting gehad waar die besluit toe was om ons kerkorde artikel 37 van krag te maak hier in Namibië, wat basies sê as 'n gemeente dit voor God en in die lig van sy woord kan regverdig, dan kan hulle, of nie 'n gemeente nie, 'n sinode, dan kan hulle onttrek uit die algemene verband uit. Ja. Ons het toe gesê, right, in beginsel wil ons dit doen, maar ons gaan die pad van Matteus 18, die broederlike tug, dan nou stap met die algemene sinode. So ons het toe met hulle dagbestuurvergaderings belê, ons het persoonlike gesprekke gehad, ons het briewe geskryf, ons het ons eie gemeentes ingelig, gesprekke hier gehad, ringsittings gehad, al die 3 jaar proses, al die kerkordelike prosesse deurgevoer. 2023 is ons met 'n klomp geskrifte in die algemene sinode toe, waar al die kerke bymekaar was. Daar was ons regtig nie gehoor nie. Ons beswaarskrifte, ons gravamen, ons beskrywings stukke was eintlik maar nie hanteer nie. En ons het toe net gevoel na hierdie 3 jaar proses en die oproep tot bekering was daar geen bekering gewees nie. En toe het ons gesê van Namibië se kant af bekragtig ons dan nou daai besluit wat ons 2022 geneem het, en toe het ons nou einde Maart het ons nou ons Namibiese sinode gehad waar ons toe nou gesê het die proses is afgehandel, ons is nie meer deel van die algemene sinode nie. So julle is dan nou, julle maak julle eie besluite, as ek ons, so verstaan. Ja, so ons vat basies daai kompetensies wat ons in die algemene sinode gegee het, en ons vat dit nou terug. Ons hanteer nou ons eie predikanteopleiding, ons hanteer ons eie predikante sake, ons hanteer ons eie teologiese beleid, al daai goed, so dis alles word nou in-house gedoen. Great, nou die ander ding is dan nou, hoekom maak dit saak?
Is dit nie nog steeds dan net 'n NG Kerk nie, of is dit dan nou? Ja, kyk, natuurlik dis hoekom baie mense sê dit wat nou gebeur het is kerkskering, want ek dink in die kulturele denke is die algemene sinode is die NG Kerk. En ons wil baie sterk dit vir die mense net, dis hoekom dis seker goed is dat mense hieroor praat op die platform ook, is om vir mense te sê, nee, die elke NG Kerk, elkeen van die 10 sinodes is NG Kerk op sy eie. Hulle staan nou nog steeds in verband, die ander 9 sinodes, daar is 'n klomp van hulle, Goudland byvoorbeeld, Vrystaat, en dan 'n klomp gemeentes binne in die sinodes wat dieselfde roete sou wou loop as ons, hulle het net nie genoeg stemme om dit dan nou kerkordelik deur te voer nie. So, maar hoekom het saak maak is wat ons op die ouend vir mekaar gesê het, as ons die Matteus 18 pad met die algemene sinode gestap het, sê ons basies vir hulle, julle is besig om te dwaal. Julle is nie meer besig met Christelike ortodoksie nie. Julle is besig om te kapituleer vir die kultuur rondom julle, diversiteit, inklusiwiteit, pluralisme, al daai goed. Julle vry na, ons moet eerder aan die grondwet onderhewig wees met menseregte en menswaardigheid en al daai goed is wat ons in die Bybel onderhewig is. En daarom het ons hierdie pad gestap en ons het julle tot bekering geroep en ons het gepleit en ons het in liefde die waarheid gepraat en niks het gebeur nie. So ons kan nie meer daardie assosiasie handhaaf nie, want dit maak ons seer. Mense hoor die algemene sinode sê iets en sê, julle NG Kerk, dink so en so en so. En ek dink hier in ons Namibiese konteks, omdat dit so 'n bietjie meer 'n behoudende konteks is, sê mense met hulle voete vir jou hoe hulle voel oor die algemene sinode. Baie van die NG Kerke het mense verloor na onafhanklike kerke toe en as gevolg van hierdie hele stryd wat ons in die kerk het. En een van die, ek dink, laaste ding, ons nuwe assessor wat nou die ondervoorsitter van ons Namibiese sinode is, Dries van Moedergemeente, het voor die sinode met my gepraat en ek dink dis een van die kerngoed. Ons bloei in hierdie vergaderings van ons, want ons stry so en sit so vas by die basiese. Hoe dink ons oor die Bybel en oor Christelike etiek, dat ons nie by kerklike praktyk uitkom nie. Ons kom nie uit by hoe gaan wees ons kerk in Namibië, hoe leef ons roeping uit, hoe kom ons prakties by mense uit, daai tipe goed nie. So ons is eintlik besig om tot 'n groot mate kerkwees te versuim, want ons sit vas by die basics. Dis my baie mooi ding en hoekom ek al van hou om te praat oor dit en hoekom hierdie gebeur het, is dat ek het baie respek vir die tyd wat julle gevat het om dit te doen. Gewoonlik is ek kan nie meer nie, totsiens. Maar julle het regtig daai pad gestap. Ons wil verantwoordelik wees deur totsiens te sê, of in 'n sin totsiens te sê, maar nie meer op pad saam te wees nie. En dan te sê wat is belangrik, want ons sien in Namibië veral die kerk trek swaar, mense trek swaar. Al gaan dit 'n bietjie beter finansiëel, nog steeds die geloofslewe en identiteit van mense sukkel. So kom ons fokus nou op dit, want ons kan nou sê, ons hoef nie meer as Frikkie in Durban wil iets sê, dan moet ons nou ewe skielik spring en iets kommentaar lewer daaroor. Kommentaar lewer nie. Ons kan nou deel wees van die liggaam van Christus nog steeds. Ons kan ook nog steeds pad stap, maar ons kan nou fokus op wat belangrik is. So ons sal ons oor op die grond hou, Deboa. Ons bid elke dag vir julle. As ek sê ons, my ego seker nie so groot dat ek hoef te sê ons nie. En ons sal, ek dink daar gaan definitief interessante stories uitkom as gevolg van dit, want julle gaan 'n heel moontlike klomp gemeentes inspireer om dieselfde pad te stap. En sterkte vir dit. En ons gaan groot of moenie huis toe gaan nie, of gaan huis toe. Jou huis is net hier naby. Kom terug huis toe, ja. Ja, en dan gaan ons nou 'n bietjie rigting praat. So hou vas, want Netflix is bietjie meer dodgy as die NG Kerk. Net. Dis nou waar ons in die rigting van dit alles ingang. En ons almal ken daai baie bekende klankie, of wel net die idee van, weet jy wat, al wat ek nou wil vanaand doen is net 'n klein stukkie series binge. As jy nie weet wat binge is nie, welkom in 2025, gaan Google dit asseblief. Moenie so oud wees nie. Want ons kyk na hordes en hordes en hordes ure se stories. Jy kan gaan van Grey's Anatomy na, ons weet julle kyk Game of Thrones, na seepies toe, na binnelanders, na, ek weet nie eens meer wat is alles daar nie, want ons hordes en hordes en hordes van hierdie goed wat daar buite is. Alles het begin by Egoli en Dallas, en nou is daar so baie goeders daar buite, en as ons kyk na ons rigting, onthou, 'n groot, baie belangrike ding is dat dit wat die meeste tyd van jou vat, is dit wat gewoonlik meerderheid van jou rigting bepaal. Jy sien dit in bewegings, dat as iets baie bekend is en 'n storie baie gewild is, ewe skielik is daar 'n generasie van kinders wie Khaleesi is. Want, dis so 'n mooi naam en my dogtertjie. Dit is een van die goed, as ons onsself oorweldig met inligting, gaan daardie inligting bepaal waartoe ons gaan. In die rigting, en dees van dit is, wees versigtig, want series is dodgy. As jy weet series is dodgy, dan kan jy na die dodgy goed kyk en dan vir jou sê, hierdie is te dodgy, en
ek wil nog net een keer dodgy sê, want is lekker, dis dodgy. Nou, ek sê nie vir jou sit alles af en sing net Kumbaya in die aand nie. Wat ek vir jou sê is dat as ons bewus is, daar's 'n realiteit van goed, dan hanteer ons dit 'n sekere manier. As jy weet 'n leeu eet vleis en jy bestaan uit vleis uit, moenie vir leeu drukkie gaan gee nie, want leeu gaan vir jou 'n drukkie met sy mond gee. So nou kyk ons na series en wat gebeur is dat die groot drastiese goed is nie noodwendig die goed wat jou vang nie. So ons kry goed soos Sabrina the Teenage Witch of ek sê weer Game of Thrones. Of ons kry hierdie wille goeders met wille karakters wat wille goeders doen en jy weet, okay, miskien is dit nie goed vir myself om dit te kyk nie, want daar is 'n paar goed wat oogies toe mondjie oop is wat net te gevaarlik is vir 'n normale mens. Jy moet baie sterk wees om dit te kyk sonder om een of ander gedagte te hê wat hier rondskommel in jou kop. Jou idee is dit is ja, as daar tannies met minder klere as wat gesond is vir enigiemand rondloop, verseker, as hulle besig is om bokke goed mee te doen wat hulle nie moet doen nie, soos, kom bloei hierdie ding, hulle bidfiets, stop het. Die kleiner goed is gevaarliker, voel ek, want hierdie kan mens kan sing hierdie ding is wild. Die klein goed is besig om stelselmatig ons gedagteproses te skuif. Skinder is 'n verskriklike goeie voorbeeld van dit. Ons rigting is skinder. As ek oor iemand kan praat, wonderlik, want dis al wat hulle so as jou series 40 minute is en 30 minute praat hulle oor mekaar en 10 minute gebeur daar iets drasties en die laaste minuut van die storie gebeur iets wows vir jou om weer te kyk. So byvoorbeeld is dit 'n goeie ding is dat stories wat oor mense praat, waar oor mense gaan wat oor ander mense gaan is baie gewild want is tog lekker om oor Susan se storie te praat want sy het nou die dag, het jy gehoor wat sy gedoen het? Ons leer hierdie goeters. En ons oorweldig onsself met dit en ons is nie bewus van dit nie. So ek sê nie hou op die goed kyk nie. Dis vrek interessant om te sien wat hierdie karakter doen na hierdie gedoen het. Wat ek wel sê is wees bewus, vernuwe jou denke en bepaal jou rigting sodat jy weet dat daar is besig om 'n narratief geskep te word vir jou gedagtes om 'n sekere manier te dink. Seksualiteit is 'n groot ding. Jy sal sien meer en meer is daar hierdie behalwe selfde geslagverhoudings, polyamorous verhoudings. Een storie wat ek verskriklik geniet het, wat oor 'n boot gaan en 'n dokter en daar's interessante goeters en okay, hier's 'n interessante boottrip en so, wat gaan hier aan die gang? Moenie, hou op. En jy skielik, 1 2 3 4, hoe werk dit? En ek besef toe, gits, hulle het my so gevang dat ek nie bewus is wat gebeur het nie. En skielik die groot oomblik daar is. Dis nee, sit af. Jy weet mos as jy 'n storie kyk en skielik stap jou maagpa in 'n kamer in en daar vloek die oom en dan is jy so vinnig om haar ding af te sit. Dis wat aan die gang is. Ons is nie bewus dat die klein goedjies besig is om te beïnvloed nie. So, as jy dink aan rigting vandag, dink aan die goed wat jy kyk. Weereens, ek sê nie vir jou sit dit af nie. Ek sê nie brand na jou televisie nie. As jy dit wil brand, ons het 'n paar borge nodig, so jy is meer as welkom om met my te praat of vir my te gee. Terwyl jy besig is, like, klik, share, subscribe sommer ook. Want hierso gaan jy goeie goed hoor. Hierso hoef jy nie te bekommerd te wees oor die klein goed nie, want ek is hopeloos te dom vir dit. Maar wees versigtig. Dit is wonderlik en die tegnologie wat ons het en alles wat ons het is so ongelooflik. Maar dit beteken ons moet skerper wees oor die baie kleiner goed. En ek daag jou uit as jy nou hierdie gekyk het, gaan kyk die series wat jy al gewag het of wat jy nou gaan kyk en vra vir jouself, wat is die klein goed wat in hierdie storie gebeur wat ek nooit sal doen nie? En begin luister dit vir jouself. Dan kan jy agterkom, gits, dis baie. En ek sê jy's bewus ek dink nie eers daaraan nie. En weer eens jy kan die hele storie kyk as jy wil. Dis jy's 'n volwasse mens, gaan nie vir jou sê wat jy moet doen nie. Maar wees bewus van dit, want jy moet jouself versterk. Anders as jy weer sien, dan lyk jou lewe ewe skielik anders en jy weet nie hoekom nie. So bepaal jou rigting so en dis belangrik. Daar's goeters en as ons kyk, as ons van 'n rigting af moet skuif na om te reageer op iets, is dit mooi oor hoe media en bemarking ons dan invloed op sulke goeters. Ons almal ken daai advertensies wat jy so beïnvloed het, iets van jongtyd af met die Cremora wat not inside, it's on top. Ons het 'n klomp sulke advertensies wat ons beïnvloed en ons sien nou in die kerk ook word dit op sosiale media beïnvloed, die manier hoe hulle advertensies doen. En as ek moet reageer hierdie week, dink ek, dis vir my 'n groot ding, want kerke adverteer hulle dienste. Wat belangrik is, want jou eerste kontak van 'n kerk is nou deesdae aanlyn. Die studies wys dit, en dit is belangrik om te weet dat hier is waar die gemeentes is, dis wat hulle mee besig is, en daar is 'n diens vir my om te gaan. Maar wat nou gebeur is, dit raak 'n kompetisie. En dis goed om te sê, hier is waar ons kerk is, hier is waar die evangelie gesprei word, maar byvoorbeeld 'n ding wat my bietjie geknyp het, en wat ek op wil reageer, is die doop uitnodiging video's. So as jy weer sien, dan is daar 'n kind wat jou uitnooi na 'n doop toe, en dan in die agtergrond is iemand in 'n doopbad besig om 'n ander iemand te verdrink, of iemand wat induik in die doopbad in, en doop oor die algemeen is 'n groot gesprek. Kom ons wees eerlik, daar's mense wat vuislaat oor dit. Ons almal het al iewers in 'n doop, klein, groot, bekeer, verbond, gesprek geraak, maar daar's hierdie ding wat, ek weet nie hoekom, maar dit pla my nogal redelik, want hierdie is 'n baie spesiale ding. En weer eens, miskien is dit
vir 'n ander tyd wat ons dan 'n bietjie moet praat oor doop en wat is die regte of die verkeerde doop. Ek dink daar's 3. Daar's 'n regte doop, 'n verkeerde doop en 'n beklei doop, of is dit 'n klein doop, 'n groot doop en 'n beklei doop, of is dit 'n verbondsdoop, 'n gelowige 'n bekeringsdoop en 'n beklei doop. Julle kom agter die beklei een is altyd daar. Dis die verkeerde een. Hou beklei, wees lief. Maar wat gebeur het hierso is dat iets wat baie spesiaal is. 'n Groot oomblik is word nou gebruik as bemarking, reklame. En julle sal sien later praat ek oor maak 'n grap, maar ouens, daar is sekere goed wat my bietjie krap. En dis mooi nou as ons die lyn trek na hierdie toe. Wees versigtig van goed wat aanvaarbaar gesien word. Vra jouself, hoe het hierdie aanvaarbaar geraak? Hoe het hierdie teken van iemand wat hulle lewe vir die Here gee, 'n heilige oomblik, waar iemand sê 'n grap geraak. En dan comment jy as jy ontstel is deur wat ek gesê het, of as jy saamstem, like, klik, subscribe, al die wonderlike goeders. Want dit is toch gekom as jy is as liggaam van Christus, om vir mekaar vrae te vra uit liefde uit. Dis nie dat ek vir die persoon sê, jy is 'n aaklige persoon nie. Dis net dat ek sê, ek dink nie die doop is een van daai goeders wat jy so mense na toe kan uitnooi nie. In elk geval, raad vir wat jy nie voor gevra het nie is nou, so maak jouself reg, lees 'n boek. Basies, dis soos, as het laasweek gesê, stap 'n kilo. Lees 'n boek. Nou jy kan vir my sê, Rias, ek kan nie lees nie. Ek is jammer, op een of ander manier moes jy nou op YouTube gekom het. So lees 'n boek beteken ook, ek weet party mense is auditief en anders is, ek weet nie wat die ander woord is nie. Party mense luister beter as wat hulle lees. So luister 'n boek. Lees 'n boek, luister 'n boek, maar hou op met jou verskonings. Die uitdaging is as mense boeke week kan lees. Nou ek weet party van julle sê, Rias, ek lees nie 'n boek 'n jaar nie. Gegewe, maar dis waar jy nie begin het nie. Daag jouself uit 'n bladsy 'n dag. Daag jouself uit 2 bladsye 'n dag. Die punt van dit alles is lees 'n boek, want jy gaan nie slimmer word deur na jouself te luister nie. Definitief nie na Carole se stories om die braaivuur nie. Daar is soveel boeke daar buite wat soveel beteken. Boeke oor die woord van God. Studies wat gedoen is. Boeke oor hoe om jouself te verbeter as mens, om gewoontes in te werk. Lees 'n boek. Ek weet dis nie die raad wat jy voor gevra het nie en jy stem nie miskien met my saam nie, maar lees jou Bybel, bid elke dag, lees 'n boek. Dis ongelooflik. Kan jy glo? Ja. Op daardie punt, kom ons raak bietjie radikaal, want dis ons nou een van die belangrikste segmente van dit alles, is dat ek weet hier gaan miskien 'n paar ooms en tannies kwaad maak of stel, maar weer eens as jy ontsteld genoeg is, skryf 'n comment en dislike seker, ek weet nie of dit tel of nie, moenie asseblief nie, ek het nog nie dislike nie, maar seker na hierdie sal ek. Maak 'n grap en lag 'n bietjie is die radikale gedagte vir vandag. Ons het gesê, die radikale gedagte van laasweek was, lees jou Bybel. Nou sal jy vir my sê, ag Rias, ons almal maak grappe en lag 'n bietjie, maar ek wil die fokus skuif, want daar's grappe, en ek dink dit is, iewers wat iemand gesê het, grap is 'n grap, maar jy sit nie hospitaal se krag af nie. En, hierdie inspirasie kom van 'n boek wat geskryf is deur Viktor E. Frankl, een van die boeke, as jy nou dink, lees 'n boek, miskien 'n goeie boek om te begin. Hy het gesê, Man's Search for Meaning. Hy's 'n psigiater, onthou, Dominee, Satan is psigiater wat in Auschwitz was, en hy het geskryf oor dit, en sy ervaring oor dit, baie slegte tyd, baie slegte omstandighede. En as ons praat van maak 'n grap en lag 'n bietjie, is die radikale gedagte is, al gaan dit verskriklik swaar, al sukkel jy, al is dit 'n moeilike oomblik, en ek weet al, partykeer word daar grappie gemaak, en sê iemand toe soen, Rias. Nou, wat Viktor Frankl sê in sy boek is ongelooflik, hy sê, hulle het gesien, as iemand aan die einde is van hulle lewe, en is baie hartseer, as hulle ophou begin grappe maak, as hulle ophou begin lag, en in die hagelike omstandighede wat 'n konsentrasiekamp was, het hulle nog steeds grappe gemaak, en as jy enigstens Joodse familie het, dan weet jy, irrelevant van hoe swaar dit gaan, of hoe rof iets nou gebeur het, ja, dan is daar 'n grap wat gemaak word, jy is soos rarig, ek kan nie daai verwag, jy skop 'n man as hy lê, maar daar's iets in ons ingeweef, dat 'n glimlag kan 'n omstandigheid verander. Nou respek is 'n belangrike ding, en liefde is 'n belangrike ding, maar die radikale gedagte is, sodra ons 'n glimlag uit die situasie en die omstandighede uithaal, dan is ons in 'n baie slegte plek. So dit gaan swaar, ek verstaan as mense wat sê, Marias, jy verstaan nie waar ek is nie, hoe kan ek enigstens vreugde of humor in dit sing, en dis waar ons sê, ons vreugde kom van die Here af, en ons kan hierdie emosie uitleef op verskeie maniere, en ek dink altyd aan die fliek Patch Adams, waar hy mense op hulle swaarste gekry het. Daai kinders wat met kanker gediagnoseer is, en hy het hierdie grappe gemaak, en dit het die kinders se lewe verander. En terselfdertyd, as ons genoeg liefde en respek het, en ons volwasse optree, kan 'n grap of iemand te laat lag,
hulle hele uitkyk op alles laat verander. Al is hulle briesend kwaad vir jou en dit lyk of hulle jou eers wil slaan, daar kan iets deurbreek. Want ek glo dis 'n groot ding wat Jesus gedoen het, is hy het gelag. Hy het geglimlag. En dan weer eens as ek sê om grappe te maak, is die idee nie om te sê wat iemand besig is om hulle sig te verloor, te vra, jy het seker nie sien kom nie, né? Daar sal jy moontlik geslaan word, waar hulle sê nie raak slaan nie, maar as 'n mislaan. Daarso word ons eerste strike op YouTube gegee, ek vra om verskoning. Dis 'n voorbeeld van hoe om dit nie te doen nie, mense, maar terselfdertyd is daar die idee van dit gaan swaar. Ek verstaan dit. Kom ons soek goed vir hierdie iemand en sit tyd in dit in. Onthou, 'n grap of humor het alles te doen met timing. So, en effort, en gaan dink, hoe kan ek hierdie persoon se dag beter maak, wat in die slegste van slegste omstandighede is, om te sê dat, as ek hierdie persoon kan laat lag, dan beteken dit, daar is hierdie klein bietjie hoop, daar is hierdie klein bietjie energie, daar is hierdie klein bietjie iets anders as die swaar kry. En Frankl praat van dit, is daai soeke vir jou doel, lê by iets groter as jouself, iets meer as jouself, iets meer as die probleem, en groter as die probleem, en die oplossing vir dit gaan nie lê by om, weet jy wat, kom ons probeer maar ernstig deur hierdie te gaan nie, want daar was geen uitsig gewees in Auschwitz nie. Dit was net swaar gewees, maar het geweet dat die gesprekke, soos ons sê, die chats bou tussen mekaar, het so groot verskil gebring in die ouens se lewens. En jy kon sien, as humor begin verdwyn, dan begin hy lewenslig verdwyn. En ons mis dit baie keer, dat as ons regtig diep dink, as ons mooi dink, mooi voorberei, en sê, hoe gaan ek hierdie persoon net laat glimlag? Wat is daai een ding wat ek kan doen, om in liefde en in respek, nie daai rowwe grappies te maak, wat my gaan gekanselleer laat word so vroeg nie. Dan kan ons praat oor hoop in enige omstandighede, en dis wat hy sê, in die boek staan daar, The Classic Tribute to Hope from the Holocaust. En dis 75 jaar oud, en nog steeds, dis een van my top 10 lees boeke ooit. Die Bybel nommer 1, hierdie ene is nog nie nommer 2 nie, ek dink is seker maar Lord of the Rings of so iets. Sisrias, jy mag nie dit doen nie, jy het nou net gepraat van series. Maar dit is 'n belangrike ding om te sê, dat ons moet asemhaal en besef, dat daar soveel vreugde in ons geloof, maar partykeer leef ons dit nie so nie. Partykeer is ons so ernstig, dat ons nie kan sien dat die Here in humor, en in lag, en in vreugde, van die slegste omstandighede kan verander nie. En dis waar die liggaam by mekaar kom. En dis 'n wonderlike ding, en ek wil eintlik, as mens nou dink aan alles wat ons gepraat het, en gewoonlik wil ek afeindig met refleksie, om te sê dat ons het nou gepraat oor 'n satanis wat negatief is oor rasisme, wat eintlik nou almal oor klomp goeders laat opwonde geraak het, die NG Kerk wat 'n skuif gemaak het. Ons het gepraat oor Netflix en series wat dodgy is, ons het kerkreklame, ons het oor 'n leesboek en al die tipe goed gehad, maar ek dink die groot ding van dit alles is dat, besef dat jou impak, dit wat jy beteken vir die wêreld, lê nie by jou nie. As jy mooi daaraan dink, dit lê nie by jou nie. Die enigste impak en effektiwiteit wat jy het, lê by die Here. Dit wat ek doen, wat ek sê, wat ek leef, kom net van God af, en die enigste manier hoe ek 'n impak het, en die vermoë het om te doen wat ek doen, kom van hom af. Dit praat van 'n nederigheid, dit praat van 'n ander manier dink, en dit praat so heel moontlik van, miskien in die moeilikheid kom, maar dit is hoekom ons hier is. Om te sê, dat kom ons kyk om op 'n volwasse manier invloed te maak op mekaar se lewens, en dis die enigste manier wat ons kan doen, is dan op die Here te fokus, en konstant op te fokus, en te weet, hierdie soos nie doen nie. En mag jy dan so jouself verwyder uit die kuberwerf uit, en in 'n boek gaan lees, of 'n boek gaan luister, en nie net 1 jaar nie, 'n bietjie meer, jy weet met wie ek praat. En mag jy dan so besef dat, ja, miskien om blinde grappies te maak, is nie die toepaslike ding om te doen nie. Maar ons is nog steeds hier, en ons is nog steeds lief vir mekaar, en ons kan beter wees beter.